Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Vrydagoggend. En wat 'n voorreg is dit om hierdie Vrydagoggend saam met julle te betree en vir julle 'n woord te bring, waar praat ek nou? 'n woord te bring en prys die Here van die leerskare dat ons deur nog 'n week gedra is. Nou kind van God, ek wil 'n bietjie vandag met julle gesels oor iets wat sommige kerke baie oor praat en ander kerke praat nie regtig daaroor nie. En dit is finansies. Nou, hoekom dink julle is dit so 'n delikate en 'n sensitiewe onderwerp? Kom ek verduidelik gou vir jou. Sommige kerke praat baie oor finansies. En dis goed, want dit is 'n Bybelse beginsel. Ek meen in Maleagi 3 vers 10 staan daar, dat bring julle tiendes na die huis van die Here. So, wat dit sê is, finansies is belangrik vir God. En ook, ons kan in 2 Korintiërs 9 gaan lees, hier van vers 6 af, dat wat jy spaarsamig gee, gaan jy spaarsamig ontvang. En gee met 'n vrywillige hart en nie met 'n swaar hart nie. So gee is belangrik vir God. Maar hoekom sal julle sê, is daar sommige kerke wat baie praat oor finansies? Omdat hulle in die eerste plek natuurlik die beginsel wil najag. Maar die tweede ding, ongelukkig gebeur dit so, dat hierdie finansies misbruik word, dat hierdie beginsel van God misbruik word. En so is in alles wat jy doen, en alles wat jy omtrent sê, moet net finansies wees. En dis hoekom ons dan nou kerke kry, wat nie wil oor finansies praat nie, omdat mense nou al so seer gekry het, as gevolg van finansies, dat het voel, hulle word geforseer om te gee, hulle word gedruk om te gee. Nou is kerke bang om te praat oor finansies, maar tog, my broers en susters, kerke moet praat oor finansies, want dit is 'n Bybelse beginsel. Maar, hier is die catch. Wanneer jy praat oor finansies, praat jy dit uit jou eie gewin, of praat jy dit uit die hart van God? Want ek kan nou vir julle sê, ek gaan nie name noem op die video nie, maar ek was in 'n kerk, wat ek so de mekaar was, as dit gekom het by finansies. Ek het op 'n call gesê, maar is dit nou al waaroor die kerk gaan? En in die huidige kerk waar ek nou is, kind van God, ek moet hierdie getuig. As dit nie vir hierdie pastore en leiers was nie, het ek nou nog 'n wanindruk gehad oor hoekom ons vir God gee. Hulle het dit op so 'n mooi manier vir jou verduidelik, die beginsel van gee, hoekom moet jy gee? Maar dan ook, God sê nie, jy sal gee nie, of God gaan jou nie straf as jy nie gee nie. Dit is 'n saak tussen jou en God. Jy sal weet hoekom jy nie gee nie, en God sal met jou praat daaroor, God sal met jou werk, en ek sê dit met groot liefde. Ek sê nie dat, as God met jou gaan werk, gaan hy nou vir jou so straf en tigtig en verskriklik blameer nie. God sal jou lei, dat wat dit ook al is wat jou keer om te gee, dat dit mee gewerk word, en daarvolgens sal jy kan gee. Sommige mense sê, maar ek het nie baie om te gee nie. Weet jy wat? Vir God gaan dit nie oor hoeveel jy gee nie. Vir God gaan dit hoekom jy gee. En die feit dat jy gee. Dit wat uit jou hart uitkom. Dit is waarna God kyk. God kyk nie hoeveel geld jy in jou bankrekening het en sê jy sal daar volgens gee nie. Jy gee wat op jou hart gedruk word. Ja, 'n tiende is belangrik. Maar God sal ook vir jou voorsien om te kan gee. Definitief. So ek wil hê, jy wat seer gekry het as gevolg van predikers wat die boodskap oor finansies heeltemal verkeerd uitgedruk het, wil ek jy moet vandag weet. Ja, dit is 'n Bybelse beginsel. Ja, God loves a cheerful giver. Maar hy sê ook, moenie gee omdat jy gedwing voel en of omdat jy moet nie. Jy gee omdat jy wil. Dit wat jy gee, those you do in the little, you will be appointed over much. So die bietjie wat jy gee, maar jy gee dit met 'n hart wat wil gee, 'n vrymoedige hart, kan ek nou vir jou sê, sal jy geseën word met meer en meer. So vir God gaan dit alles oor die hart. So ek wil vandag vir daai predikers sê, wat bang is om oor finansies te praat. Moenie bang wees nie, want dan is jy net so goed bang om oor God se woord te praat, want tog, dit is in God se woord. Net so oor sonde, net so oor bekering, net so oor doop. Baie predikers wil nie regtig daaroor praat nie, want hulle is bang, omdat mense heeltemal 'n wanindruk het, daar gaan konflik wees, en daar gaan 'n verskriklike debat wees,
maar kind van God, as jy staan op die woord van God, jy staan op wat die woord sê, en dit waarin jy glo in die koninkryk van God, hoekom moet jy skaam wees? Hoekom moet jy bang wees om daaroor te praat? Gaan daar mense wees wat aanstoot neem? Ja, daar gaan. Gaan daar mense wees wat opmerkings en opinies het? Ja, daar gaan. Dit kan ons nie keer nie. Maar ons kan wel keer wat ons daarmee doen. Ons kan keer dat dit 'n invloed het op ons lewens, om so 'n impak te maak, dat ons heeltemal wegskram van die waarheid. En tog, ons leef vir die waarheid, en in die waarheid. Of wat sê ek? So my boetie en sissa, ek wil hê jy moet vandag die idee kry, dat dit is glad nie 'n force om te moed gee in die koninkryk nie. As jy nie wil gee nie, dit is tussen jou en God. As jy kan gee, want ek kan nou vir jou sê, God sal vir jou beloning gee, wat jy verdien, definitief. En ek wil nou graag vir elke persoon bid, wat betrokke is by finansies, hoe hulle daaroor praat, en wat hulle daarvan praat. Vader, ek wil dankie sê, baie dankie Here, dat ons nie dat ons nodig het om skaam te wees vir die evangelie nie. Vader, baie dankie, dat ons die Bybelse beginsels kan nastreef, kan najaag. Vader, ek bid vir elke predikers wat bang is om oor finansies te praat, bid ek dat hulle gevul sal wees met die wysheid en die insig, om finansies op 'n Bybelse manier te benader, op 'n manier te benader wat mense gaan bevoordeel, wat die koninkryk gaan expand, en liewe Here, wat mense wat seer gekry het as gevolg van finansies, liewe Here, na finansies met 'n ander perspektief te kyk. En dan bid ek, liewe Here, vir elke prediker, wat hierdie beginsel gebruik tot hulle eie voordeel, wat hierdie beginsel gebruik, liewe Here, om mense op so 'n punt te kry, dat hulle net moet gee, en hulle weet nie eens hoekom of waarom nie. Ek bid vir hierdie predikers, vul vir hulle, liewe Here, met wysheid en met insig, om die boodskap oor gee, oor te dra, in 'n manier wat elkeen sal verstaan, uit Jesus se hart, nie uit hulle eie harte nie, maar uit die hart van Jesus Christus. Asseblief Here, in Jesus Christus naam is dit my gebed. Amen en amen. Julle moet 'n wonderlike dag verder hê, elke een. Kyk mooi na julleself, geniet julle naweek, en maandag bring ek weer vir ons woord, natuurlik, as dit God se wil is. Totsiens julle.